Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Ons het gister gesels oor hoe jy kan stap of draf vir natuurbewaarders, maar as stap of draf nou nie heeltemal jou sport is nie, kan jy dalk jou golfstok swaai vir senior burgers. Hallo en welkom by Klets Kompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met Aurelia Afrikaner oor 'n spesiale Kersfees golftoernooi, dit dan nou natuurlik soos wat ek gesê het ten bate van senior burgers. Maar vereers gaan kyk ons na die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly ingeskakel. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Annemarie, dit is saam met my in die Klets Kompas ateljee. Annemarie, dit is donderdag, ons is amper by die naweek. Hoe gaan dit? Dit is amper tyd vir rus. Maar jy's aan diens hierdie naweek, glo ek. Dis ja, So as jy hierdie gesig in die dorp sien, asseblief gesels met my as jy 'n storie het om vir my ja, te so gee. iets in jou gemeenskap gebeur. Ons is oop vir alles. Ja, ons is altyd oop. Ja, so gepraat van oop. Die Tsumeb smelter was vir 'n ruk lank toe, glo ek, en nou is hy weer oop, maar sy werkers kry nou net 20% van hulle salaris, lyk dit. Ja, kyk ek en jy, ek het nou vir jou gesê, dit voel vir my as ek met jou praat, dan praat ons oor mense se salarisse wat gesny word en dit is eintlik verskriklik. Ja, maar ek praat baie oor mense se salarisse. Mense se salarisse wat gesny word, daar is 3 spesifieke ministeries wat ek nou nie gaan noem nie, want hulle kan my moontlik dagvaar daarvoor. En wat nog? Geslagsgebaseerde geweld, kinders wat in die moeilikheid is. Dis ons ding. Dis wat ons doen hier op Klets Kompas, jy weet, dit is my smeer dan. Ja, ek dink soos wat ek maar altyd sê as ons hieroor praat, pryse gaan op en salarisse gaan af en hoe moet die mense aan die lewe bly is eintlik maar my groot vraag en ek dink dit sal maar die hele tyd my groot vraag bly totdat ons 'n antwoord kan kry daarvoor. So ja, so daar is in hierdie stadium nog nie 'n ooreenkoms tussen die maatskappy en die mynwerkersunie van Namibië nie, ten spyte van erkennings- en prosedurele ooreenkomste tussen hulle. So ja, en ek dink, ek moet vir jou sê, mynbou, natuurlike hulpbronne, daar is geld. ja, dis nie asof julle dit en ek kan nie praat vir die maatskappy nie want ek is nie daar nie, maar dit voel vir my dis nie asof julle nie kan bekostig om die mense 'n livable wage te betaal. Maar dan moet mense ook nou weer in ag neem, baie keer mynbou is 'n baie groot belegging. Jy weet, en dit is hoekom elke Jan Rapp en sy maat dit nie doen nie, want ons kan nie daai belegging bekostig nie, jy weet. Ek kan dalk daar op 'n trading app vir my so 'n 0.001% aandeel in 'n myn bekostig, jy weet. Maar ek kan nie daai belegging maak om 'n myn op die been te bring nie, jy weet. En vir 'n paar jaar, vir daai eerste, afhangende nou van watter soort myn dit is, of in hierdie geval nou 'n smelter, wat moet wag vir rou erts, daai eerste paar jaar maak jy eintlik maar 'n verlies hoor. En dit is deel van die onkostes wat jy in daardie oorspronklike belegging aangaan, wanneer jy 'n myn of enigiets wat te doen het met erts of natuurlike hulpbronne. Daai eerste rukkie brand jy eintlik maar net geld. Maar weer eens, dit kom neer op beplanning. Jy weet, jy weet jy gaan daai koste aangaan. Ja, so kom ons beweeg nou maar aan.
Die permanente eienaarskap van roetes is gedwang. So dit is in gedwang. Gevestigde toeroperateurs ontdek het dat roetes en besighede wat hulle vir lank nou al, jy weet, diens en besoekers daarin neem, nog voordat die Dorp Nasionale Park geproklameer is skielik in 'n openbare tender geadverteer. En Dorp bly maar nie nes hoor. Ja, maar my groot vraag is, waar is die kommunikasie? Waar was die kommunikasie was daar nie 'n waarskuwing aan hierdie mense nie, of daai common courtesy net om 'n gesprek te hê, om 'n tafel te sit en te sê, hier is ons plan, wat dink julle daarvan dat almal hulle insette kon lewer nie? En ek dink vir baie van ons, of baie van die gevalle waar ons hier gesels en waar ons skryf, communication is key, want jy as 'n operateur, of jy as 'n eienaar moet beplan. Ons het nou gepraat met die smelters oor hoe belangrik beplanning is, en dit is asof daai kans om te beplan half by jou weggevat word in daai sin. Ja. So, En my groot ding is hulle het nog wettige permitte en lisensies in plek om wie weet toeroperateurs te wees, om te werk as toeroperateurs, al daai goed. So dan raak dit verskriklik belangrik. Jy weet, as jy nou 'n kontrak het met iemand wat natuurlik verstryk en jy kommunikeer nou nie, dan is daai persoon, moet hulle eintlik nou maar aanneem, sorry, ek kry nie weer 'n kontrak nie, maar waar daar nog wettige lisensies in plek is en wettige dokumentasie in plek is, dan raak dit verskriklik belangrik dat jy sit en sê, hey guys, hierdie is nou die weg vorentoe. ja, want daai kontrak bind jou aan mekaar. Hulle is half deel van jou elke dag operasie. So dit is, ja, ek weet nie, dis baie bindend, en ek bly net wonder, en dit is dieselfde met soveel goed waaroor ons praat. Hoekom is daar nie kommunikasie nie? Hoekom is daar nie transparency nie? Ja, soveel goed kan in ons land gebeur en dinge kan soveel meer vlot verloop as ons net daaroor praat. As ons net om 'n tafel kan sit, selfs 'n WhatsApp groepie sal baie ver gaan. En ek moet vir jou sê, so gepraat van WhatsApp groepies, ek is in 'n paar WhatsApp groepies met belanghebbendes in die toerismebedryf. En keer op keer kom ek net agter dat hulle half uitgelaat voel deur die regering, jy weet. Dat wanneer sulke besluite geneem word deur die regering, is dit altyd, maar ons is nie, daar's nie met ons gepraat in hierdie nie. Laat staan die ry om uit te vind. Ek meen, ons as die media vind partykeer goed uit voordat hulle nog ja, dan bel jy uitvind. iemand, hey, hoe voel jy daaroor? Nee, ek weet nie Dis daarvan die nie. eerste wat ek hoor daarvan, of hulle lees op die koerant se voorblad, so iets. En dit laat 'n mens eintlik wonder wat agter die skerms aangaan, dat daai transparansie nie daar is nie. Maar my groot ding is openbare konsultasie. Dit is een ding wat vir my persoonlik, hierdie is nou my persoonlike mening. Ek dink alles wat hier gesê word is my persoonlike mening. Maar na my persoonlike mening doen ons nie genoeg vir konsultasie nie. Ek het nou die dag in tegnologie met iemand gepraat wat in kubersekuriteit werk, en daar's toe nou konsultasie vir 'n kubersekuriteit wetsontwerp en wat ook al, en hy sê toe vir my, maar hierdie is in die middel van 'n werksdag. Ja. Ek werk in kubersekuriteit, ek is 'n kenner, ek weet wat gaan aan, maar ek kan nie vir my baas sê, okay, cheers, ek gaan nou vir die helfte van die dag in 'n konsultasie gaan sit met die regering nie, jy weet. So, afgesien van hoe baie konsultasie ons mag doen, is dit moontlik vir mense om daai konsultasie by te woon. Sou daar nou wetgewing wees oor die media? Jy weet, ons kan nie net sê, okay, sorry, die koerant gaan nou nie môre gebeur nie, want ons moet vir die helfte van die dag in konsultasie gaan sit met die regering, jy weet. Ja, ons moet gou, julle gaan nie 'n koerant kry nie, julle gaan nie julle nuusbrekers kry nie, want ons moet net gou in 'n meeting gaan Sorry, sit. kletskompas gaan nie gebeur nie. Skakel maar weer môre in, want ons moet vir 4-5 ure met die regering, as dit so vinnig is, met die regering in konsultasie gaan sit om ons menings te lig, jy weet. En dis die groot ding, ons het so baie ongelooflike kenners in Namibië wat verskriklik baie weet, jy weet. En dan maak ons dit in die middel van 'n werksdag dat hulle kennis nie met ons gedeel kan word nie. Wil ons dan regtig 'n doelgerigte, gepaste wetsontwerp voorsit, of doen ons dit maar net omdat ons moet? Ja, is dit nou maar net nog iets op ons to-do-lysie wat ons Ja, gou dat moet ons kan sê, alles is gedoen, beloof owe, hier is jou wetsontwerp wat eintlik niks werd is nie. ja, glad nie van belang is vir die mense wat Ja. belanghebbendes is nie. En dan, net gou vinnig voordat ons gaan, jy het geskryf oor 'n handgeskrewe Bybel. Jy nie handgeskryf oor 'n handgeskrewe Bybel nie, moet ek by sê. Ja, so ek was gister by die
Bybelgenootskap van Namibië en hulle het 'n projekkie geloods wat hulle die handgeskrewe Bybel van Namibië noem, na aanleiding van Amerika wat dit eers gedoen het en dis nou aan die gang in Uganda ook, waar hulle al 33.000 verse van die Bybel met die hand wil oorskryf met die hulp van die Namibiërs, met die hulp van die mense van ons land. So hoe dit gaan werk is, elke persoon gaan sy R150 'n versie betaal, of sy $150 Namibiese dollar 'n versie betaal. En dan gee hulle vir jou versie en jy skryf hom met die hand en dan op die einde van die dag as die Bybel klaar is, dan kom jou naam agter in hierdie Bybel sodat dit voorgedra word, jy het deelgeneem daaraan. Ek moet maar liewer daar wegbly want my handskrif, iemand het al vir my gesê dit lyk asof 3 dokters behoor mekaar gekrap het. So hou my maar daar uit. Julle gaan nie vir Psalm 16 kan lees as ek vir hom geskryf het. Hoor, julle gaan maar vir Psalm 16 moet onthou. Ja, en dit is dan nou om fondse in te samel om Bybels in Namibië. Ja, so daar is 'n groot Bybeltekort in Namibië, of dit is wat die Bybelgenootskap vir my gesê het, is groot Bybeltekort veral in baie van ons tale wat nie Inheemse tale, ja, wat inheemse tale is wat nie wêreldwyd is nie, is daar nie regtig Bybels beskikbaar nie. So hulle wil fondse insamel daarvoor, maar nie net dit nie, ook visuele Bybels vir mense wat nie noodwendig kan hoor nie, vir die dowe gemeenskap, en dan Bybels wat weer video's is vir mense wat nie noodwendig so goed kan lees nie. So hulle wil dit half easy access maak na die Bybel toe, ja, meer toeganklik maak, sodat almal wat wil leer van God, soos wat hulle dit gister vir my verduidelik het, die geleentheid het om dit te doen. Ja. So dit is half die waarop dit neerkom, en dan wil hulle graag die hele Nuwe Testament en die Psalms klaar hê teen 15 Oktober van volgende jaar, en dan daarna sal hulle aangaan in die Ou Testament skryf. Okay, so daar het jy, dit is $150 Namibiese dollar. Perfek. Maar oefen maar eers jou handskrif as jy soos ek is. Annemarie, ek gaan jou nou los dat jy nog stories nie met die hand kan gaan skryf nie. Dankie dat jy by ons was. Ons is nou terug met Aurelia Afrikaner. As we head to the polls on 26 November 2025 to elect our representatives as regional and local authority councillors, you have to be present to be represented. Your voice can only count if you put it in the ballot box. Get involved. Put your voice in the box. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Aurelia Afrikaner saam met my in die Kletskompas ateljee om te deel oor hulle Kersfees toernooi. Ek wou nou sê beker, ek dink nie dis 'n beker. Nee, is glad nie 'n groot beker, dis net iets kleins. Dit is 'n klein toernooi. Ek is seker as dit regtig warm raak, kan jy daar by die Windhoek Buiteklapoort 'n bietjie gaan 'n beker water. Ek sal nie so sê as dit warm raak. Warm of koud, julle almal moet net 'n dryf. Daar's 'n beker ietsie daar vir jou. Ja, nee, of dit 'n warm sjokoladetjie is of 'n koue waterbottel of glashalle. Ons sal vir julle aanbied, moenie worry nie. Ja, asseblief nie alkoholies, jy moet nog reguit kan. Nee, glad nie. Dan mis hulle waar hulle moet. Aurelia, vertel vir ons bietjie oor die toernooi. Waar kom hierdie idee vandaan?
Die idee is van Adri Oostenhuizen. Sy is die manager van Miko Coffee. So die hele idee was, sy gee altyd, Desember het sy altyd iets wat sy teruggee aan die gemeenskap. So die is iets wat sy al die hele jaar gedink het en sy het gekies. Hierdie jaar gaan sy tog in Windhoek teruggee. So sy het gesê nee, kom ons doen 'n charity golf day met Windhoek Express onder We Care van ons gee om vir die ou mense. Dis waar dit vandaan kom. En daar gaan 20 spanne wees, 2 in elke span. Die mans moet wit aantrek en die vrouens moet rooi. Hulle moet 'n bietjie Kersfees vibe gee. Ons hou van 'n Kersfees vibe op Kletskom. Ja nee, baie vroeg vir ons ja. So die gietjies is gesponsor deur companies en hulle gaan nou gee as dit nou die kos wat ook al hulle gee gaan ons teruggee aan 'n oudhuis. Ons het 'n oudhuis gekies, maar ons gaan nie nou vir julle sê nie van as julle by die golf day kom, gaan alles daar wees vir julle. Okay, so nou het jy nuuskierigheid geprikkel. Ek dink baie Namibiërs gaan net vir die nuuskierigheid wil gaan. Maar vertel vir my 'n bietjie, ek is nou nuuskierig. Jy het nou gesê Windhoek Express is betrokke onder We Care wat nou natuurlik julle half liefdadigheidsbanier is. Hoe raak Windhoek Express daar betrokke? Hoe pas julle in? Windhoek Express is mos nou vir die gemeenskap. Ons skryf mos vir die gemeenskap. Ons gee om vir die gemeenskap. So die ou mense is iets wat na aan Windhoek Express is en dis 'n We Care segment. By ons We Care segment gee ons altyd om vir die gemeenskap. So ons is van okay, hierdie jaar het ons regtig waar die ou mense uitgelos en dis baie ou mense wat regtig ek het op my ondervinding het ek gekom dat die ou mense voel baie alleen. Die mense waren nie met hulle nie. So hoekom kan ons nie net 'n dag uitmaak en ook net vir hulle sê dankie nie. Ek was al by die oudhuis en hulle se geselskap raak nooit klaar nie, maar hulle voel nog altyd eensaam. So hoekom dan nie? Ja, en ek dink dit is 'n rede hoekom die geselskap nooit opraak nie. Is omdat hulle so min 'n geselsgeleentheid kry. Ek moet sê ek was ook vroeër in die jare slag by Senior Park gewees. En die eerste toe ek by daai saal instap, het was 'n markie gewees en toe ek by daai saal instap. Toe sê Tannie vir my, ek lees altyd jou stukkie. Ek staan so op my sê maar net toe. Nou gesels en daai Tannie, moet ek vir jou sê, het al my stukkies waaragtig onthou. Ek weet nie hoe sy dit regkry nie. Ek kan dit nie op die ouderdom van 25 doen nie. Ek weet nie hoe sy dit regkry nie. Mag ek ook? Ek hou altyd van hulle kinderstories. Sy sê, dat sit hulle daarvoor en jy ken almal is tog op hulle se eie en is tog ou mense. Dan hoor jy net een Tannie. Ja, daar kom sy weer aan met die rooi rokkie. Dan moet jy weet. Rooi rokkie. Ek geniet al die hulle se kinderstories van hoe hulle die skimpe gooi of hoe hulle die ander persoon sal identifiseer is baie uniek vir hulle. So op die 29ste na die golf day gaan ons die 29ste by die oudhuis gaan ons se hele dag spandeer. Ons gaan vir hulle etes maak, ons gaan vir hulle puzzles maak. Die puzzles gaan ons gaan nou uitvind by die oudhuis wat kort hulle as ou mense. So die hamper sal alles in het wat hulle nou tekorte is. En ons gaan special performance hê van een van ons kliënte se. Ja. Ons kliënt sal iemand bring om vir die ou mense te perform. So julle moet net bietjie op die social media dophou vir Windhoek Express. Nou Rilia, ek moet vir jou sê ek is dalk 'n bietjie bevooroordeeld want jy is een van my kollegas hier by Network Media, maar ek dink jy is 'n fantastiese gemeenskapsjoernalis. En persoonlik is ek verskriklik bly om jou betrokkenheid by Windhoek Express hierdie gemeenskaps handelsmerk te sien. Maar jy werk ook as gemeenskapsjoernalis baie met senior burgers, soos wat jy nou sê, jy hou van hulle. Hulle is na aan my hart van ek het wat by 'n plaas as daar baie ou mense. So ek het by 'n plaas gaan skool gegaan en daar was baie ou mense. So ek ken nie hoe nie, maar hulle het na aan my hart geraak. So ou mense is iets wat baie na aan my hart is. So vir my wat 'n gewone mens is, vir Anne-Marie wat nou net hier was, enigiemand wat dalk kyk wat wil betrokke raak by senior burgers, wat ondervind jy kan die gewone Jan Alleman doen vir senior burgers? Ek dink ons moet meer tyd maak vir hulle en ons nou wat jy dit vra, ons het 'n We Care campaign wat aangaan.
So ons sal buite wees, ons sal op straat wees en ons sal vra, hoekom gee julle om vir die ou mense? Of hoekom gee julle om vir jou neighbor, vir jou buurvrou of jou buurman? Net om te sien dat mense gee regtig waar om vir die ou mense, vir hulle se vriende, kollegas, maar ons sê dit nie elke dag nie. So in daai vorm sal ons by die laaste punt kom om te sien dat regtig ons gee die gemeenskap gee om vir ou mense. Ja. Ja, so ek dink ons moet meer kuier vir hulle, daai konsertjies, meer net tyd maak om tyd met hulle te spandeer van as al net November, Desember wat ons aan hulle dink, maar throughout the year Ja. maak ons niks vir die ou mense nie. So kuier maar, gesels bietjie met hulle, maak net tyd vir hulle. Ja. Van hulle waardeer elke uur wat jy by hulle is, waardeer hulle regtig baie. Ja, en dan so net voordat ek jou laat gaan, Aurelia, weer eens, jy is 'n gemeenskapsjoernalis, baie aktief betrokke by Senior Burgers. En jy ervaar hulle baie. En ek dink daar is baie maniere waarin ons Senior Burgers afgesweep word. Nie net deur, jy weet, Jan Alleman moet nie gaan kuier nie, maar Ja. jy weet deur sisteme. Dis asof hulle half die byproduk van die stelsel is. En nie deel van dit is nie, nie in ag geneem word nie. En watter Ja. maniere dink jy skep ons Senior Burgers af? Baie. As dit by gesondheid kom, punt nommer 1 is gesondheid. Daar lek ons. Gesondheid, wat land, waterkrag, daar is soveel ou mense as jy in die gemeenskap moet gaan wat in 'n donker huis sal sit. Geen water, geen krag. Ek ken nie wat het gebeur met die met die munisipaliteit wat ou mense se rekeninge afgeskryf het nie, want hierdie mense kan nie met hulle se 1008 of 1006 hulle se water betaal nie. Wat betaal hulle? Hulle het obviously ook lenings by Nempost. So as Nempost aftrek, wat betaal hulle se water? Die food parcels wat op 'n tyd vir ou mense gegee was, ek ken nie wat het gebeur met dit nie. Maar dit sal 'n goeie idee wees as die mense dink om dit terug te bring, want daar's baie ou mense wat al pelle vandag het hulle nie môre iets om te eet nie. So daar's baie goedese wat ons regtig waar nie doen vir die ou mense nie, of wat die regering ook nie regtig doen vir die ou mense nie. So ek dink hulle moet net bietjie om 'n survey te doen en nasorg te doen van waar is daar 'n Tekortkoming. Yes. Vir die ou mense sal ons regtig beter kan doen. Nee, van hulle is oop om te gesels. Jy hoef eens ook met hulle te gaan gesels. Al wat ek doen is gaan net in die gemeenskap observe van 'n ver kant af en dan sal ek self besef dat daar is tekortkoming. daar is 'n groot. Okay, Aurelia, Afrikaner, julle werk by Windhoek Express daarom so bietjie vir bietjie om daai tekortkominge aan te spreek. Dankie dat jy by ons was. Dis 'n plesier. Dit was Aurelia Afrikaner en as jy gereeld jou golfstok swaai, doen dit hierdie keer vir 'n goeie doel. Asseblief. Daarmee dan die einde van ons episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Hierdie is ook dan nou die einde van ons week op Klets Kompas, maar ons is volgende week weer terug om 12:30 op Netwerk Televisie. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com. Intussen, as jy oor die naweek 'n mooi foto kyk, kan jy dit beslis instuur vir 'n Republikeinse Kiki kompetisie en die kans wen om 'n lekker prys met die komplimente van Enjoy Namibia weg of los te slaan. Die nommer daar waarheen jy dit kan stuur, dit is 'n WhatsApp nommer, is 085 785 6231. Ek herhaal 085 785 6231 en dan vra jy eenvoudig vir hom rep en lesersbydraes en dan stuur jy vir hom 'n lesersfoto in en daarmee kan jy 'n lekker prys losslaan so net voor Desember. Maar tot volgende week van ons kant af is dit mooi bly.